Vandag is Aswoensdag, die begin van Paasfees se voorbereidingstyd. 'n Seisoen waar miljoene Christene rondom die wêreld stil raak en nadink en hulle harte voorberei vir Paasfees. 'n Dag wat ons diep laat nadink oor ons menswees en ons broosheid en eintlik die pad van geestelike transformasie. In kerke reg oor die wêreld sal gelowiges 'n donker kruis op hulle voorkoppe van as maak as 'n simboliese gebaar wat veel meer vertel as dit op die oppervlak lyk. Die as is nie maar net 'n willekeurige merkry nie. Dit is 'n kragtige herinnering aan ons oorsprong, maar ook ons eindbestemming. Jy is stof en tot stof sal jy terugkeer, sê die ou woorde. Dit is 'n nederige erkenning van ons menslike kwesbaarheid, ons gebrokenheid, ons onvolmaaktheid. En ek dink in 'n wêreld waar ons aangemoedig word om perfek te lyk, meer te presteer, altyd sterk te wees, kom hierdie as 'n kragtige teenstelling. 'n Uitnodiging om eerlik te wees oor ons werklike toestand. Maar ek dink hier lê die diepste wonder van ons geloof. God los ons nie in hierdie plek van gebrokenheid nie. Hy het 'n plan wat ver verby ons swakheid strek. Luister na die beloftes in Jesaja 31 vers 3. 'n Profesie wat soos hoop klink. Hy sal alles verander vir die mense van Sion wat nou treur. Daar is nou as op julle koppe, maar julle sal blomme op julle koppe hê. Julle treur nou, maar julle sal bly wees en julle sal olyfolie aan julle smeer. Julle voel nou baie hartseer, maar julle sal sing en feesklere aantrek. Ander mense sal sê, die mense van Sion is bome wat regtig is soos die Here dit wil hê dit moet wees. Die Here het hulle geplant om hom te eer. Hoor jy dit? Blomme vir as, blydskap vir treurigheid, feesklere vir hartseer. Dis nie maar net mooi woorde nie. Dis 'n diep belofte van totale transformasie. God aanvaar ons nie ten spyte van ons gebrokenheid nie. Hy wil aktief ons pyn verander in iets wonderliks. Dink 'n oomblik aan die metafoor van die boom. Bome wat regtig is soos die Here wil hê hulle moet wees. Dit gaan nie net oor 'n uiterlike voorkoms nie, maar oor 'n diep innerlike vorming. Net soos 'n boom wat deur God geplant word ons gevorm met 'n doel, met 'n bestemming wat ver verby ons eie beperkte visie strek. Die olyfolie, 'n teken van seën, van genesing, van toewyding, sal ons smeer. Nie ons uiterlik mooier te laat lyk nie, maar om ons innerlik te genees. Om ons gees te sis waar dit 'n seerplek het. Om ons hoop te herstel waar teleurstelling gegroei het. Hierdie Aswoensdag is 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om eerlik te wees oor ons gebrokenheid, maar terselfdertyd om oop te wees vir God se transformerende krag. Dit is 'n tyd om te erken, Here, hier is ek. Met al my broosheid, al my foute, al my pyn, en dan te luister na sy belofte. Ek sal dit anders maak. Want die verhaal eindig nie by die as nie. Die as is net die begin. Dit is die begin, dit is die punt waar ons oë afslaan in erkenning van ons menslikheid, maar dan ons blik ophef na die moontlikheid wat God skep deur die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Van treurigheid na blydskap, van pyn na lofprysing, van gebrokenheid na herskepping. Mag hierdie Aswoensdag vir jou meer wees as net 'n ritueel. Mag dit 'n werklike ontmoetingspunt wees tussen jou gebrokenheid en God se oneindige genade. Mag jy die as sien as 'n belofte en nie as 'n eindpunt nie. Want waar ons net as sien God 'n nuwe begin. Waar ons net ons eie foute sien hy 'n geleentheid tot genade. Waar ons vashak in ons verlede, nooi hy ons na 'n toekoms vol hoop.